Die Bybel is hierdie amazing story van God wat van die begin af die mens soek en die mens wil kom herstel met homself. Van die begin tot die einde is hierdie hele storie net 'n dad wat sy kinders by hom wil hê. Dis alwaar dit gaan. En dis so amazing dat ons kan hierdie waarheid ken dat God het deur Jesus iets vir my kom doen. En hy het deur Jesus iets in my kom doen. En hy wil iets deur my kom doen. En ek weet nie of jy die laaste 3 weke ook soos ek so geniet het en dit was ook amazing vir jou geweest. Ek wonder watter waarheid het jy in die laaste 3 weke kon uithaal uit hierdie reeks ingesluit. Waar iets is wat jy dan kon vat. Weet vir my was dit hierdie ongelooflike waarheid dat Jesus kom en hy kom verbind homself aan my. Hy maak homself vas aan my. Hy kom bly binne in my. En hy wat sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy wat sê daar's geen ander manier om by God die Vader uit te kom nie, dis deur my. Hy kom bind homself aan my sodat ek en jy in 'n intieme verhouding kan leef met God die Vader. Is dit nie amazing? Ons kan in 'n intieme verhouding met hom leef deur Jesus. En wanneer ek en jy in hierdie intieme verhouding met die Vader lewe, dan leef ek in hierdie gesprek en in hierdie elke dag saam met hom waar hy met my praat en met my wil praat en waar ek sy hart leer ken. Selfs gisteraand met my seun daar in Amerika en dis so lekker om sy hart te hoor. Het sy meisie se pa gevra om te trou gisteraand. Hy deel sy hart met my. En hy sê vir my hierdie een ding, hy sê pappa dankie. Dankie dat jy vir my gesê het om op hierdie manier te gaan vra. To make much of it. Die Amerikaanse oomie ken dit dalk nie. Gaan doen dit op die regte manier. En net so wil Vader met jou praat. Elke dag. En hy wil hê jy moet sy hart ken en jy moet sy hart hoor. Vir jou. En vir jou. En vir die mense wat hy om jou sit. Ja, jou kinders, maar daar's soveel ander mense. Dat ons sy hart sal ken en wanneer ek God se hart ken, dan beleef ek en kom ek agter, maar hy het my nie net gered vir hom in hierdie liefdesverhouding nie. Hy het my gered sodat ek in hierdie verhouding, dat ek my Vader se hart sal ken en dat ek as 'n seun van God, dat ek sal wees soos wat Jesus was, toe hy kom leef het en hy, Vader, wat is u wil? En wat ek die Vader sien doen is wat ek doen. En ek en jy is op hierdie aarde vir 'n rede. Jy weet, daar's soveel mense wat op hierdie aarde leef, daar's soveel gelowiges wat op hierdie aarde lewe, mense wat Christen is, wat nie weet hoekom hulle hier is nie. Ek praat hierdie week met 2 mense. En een gee vir my hierdie, en een gee vir my hierdie. Dit was amazing. Ek vra vir hulle, wat doen hulle? En die eerste een wys vir my hierdie koerantjie. Hy lyk nou eintlik so as jy hom mooi oopmaak en oopvou, hier is sommer net so 'n bladsy. En sy werk met hierdie koerantjie. Sy naam is The Challenge, The Good Newspaper. Wat doen jy? Die ander ene het 'n graad gekry in teologie. Sy het ook 'n graad. En ek vra vir hulle, wat doen julle? En die een vertel vir my, ek werk by 'n apteek. En die ander ene vertel vir my, ek werk met hierdie koerantjie. Hierdie een het gewerk by die kerk vir baie jare. En op 'n dag gekom en net hierdie frustrasie gehad en sy sê, ek het net beleef, die Here kom maak iets in my hart los van, julle ken die term Judea, Samaria, en die uiterlike van die wêreld. Ek wil eintlik Judea eerste insit.
Judea, Samaria, uithoeke van die wêreld. En die Here het net my hart kom expand en ek het gesê vir die Here, Here, wat moet ek doen? En 'n paar weke later hoor sy iemand praat oor hierdie koerantjie. En sy weet toe, dit is wat sy moet doen. En sy vertel my, Marius, ek plaas 50,000 van hierdie koerantjies in tronke in Suid-Afrika. Elke maand. En ek gesels met hierdie jong man en hy vertel vir my, hy wys my ek sy CV en hy het 'n teologie graad en hy's besig met sy meestersgraad en ek vra vir hom die vraag, wat is jou doel? Wat is jou droom? 'n Lekker koppie Seattle koffie vir ons. En sy oë wys vir my, hy het geen idee nie. En ek besef, hy weet nie om die vraag te antwoord. Hoekom is jy hier nie? Kan dit nie antwoord nie. Hy het 'n graad, hy het nog 'n baie spesifieke graad. Hulle het 'n navorsing gedoen, baie eintlik al. Daar's 'n klomp navorsing. Jy vandag Google gaan jy sien, daar's klomp. Dat meer as 80% van mense kan nie hierdie vraag antwoord. As jy vir hulle vra, en as ek dalk vir jou vra vanoggend, wat is jou doel by die aarde? Hoekom is jy hier? Sien, God het alles geskep met 'n doel. Het 'n klip, het 'n klipspringer, hy het 'n muur en hy het jou geliefde dier. Hy wolletjie daar by die huis. Of hy kan blaf of mel. Die Here het hom vir 'n doel gemaak. Kolossense 1:16 sê vir ons. Ja, alles in die hemel en op die aarde, die dinge wat gesien kan word en dinge wat nie gesien kan word nie. Of dit nou konings of heersers, regerders of maghebbers is, alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Spreuke 16:4 sê, alles het die Here gemaak vir sy doel. Ja, ook die goddelose vir die dag van onheil. Is dit nie amazing nie? Ek glo dat die Here het vir elke mens 'n doel, maar elke gelowige het hierdie doel en die roeping wat God wil hê dat ek en jy sal vind by hom, jou Vader. Maar selfs hulle wat nie glo nie, God het 'n doel. So, maar ek wil vanoggend met jou gesels in hierdie eerste van ons nuwe reeks. Purpose driven. Gesels ek vanoggend met jou oor hierdie tema, doelloos. Baie mense lewe doelloos. En wanneer leef ons doelloos? Ek en jy lewe doelloos. Dis hierdie lewe waar ek voel ek lewe, maar ek voel nie lewendig nie. Ek weet nie of jy al so gevoel het nie. Dis wanneer jy gefrustreerd raak is in die rolle wat jy vervul elke dag. Dis wanneer daar moeilike goed op jou pad kom en jy voel nie jy het die petrol of die brandstof om hierdie goed te oorkom nie. Jy is nie lus vir dit nie. Dis wanneer jy nie weet hoe om jou tyd, jou vriende en jou werk te prioriseer nie. Hoe om tussen al daai goed in jou lewe te organiseer nie. Jy is doelloos wanneer jy nie aandag gee en dink oor dit wat jou doel is nie. Jy is doelloos wanneer jy nie kan antwoord, hoekom is ek besig, waarmee ek besig is nie. 1 Korintiërs 9:26 is vir ons 'n ankerskrif in hierdie reeks, wat die volgende sê. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Wat hierdie skrif vir ons sê, dit is moontlik om te hardloop onseker. Dit is moontlik om te slaan en niks raak te slaan nie. En dit is hoe baie mense leef, om nie die doel te tref met hulle lewe nie.
So as ons kyk na doelloos, hoe lyk dit? Ek wonder of jy al 'n rugby game of 'n sokker game gekyk het vir daai hele 80 minute. Hierdie ouens het hulle hard uit gespeel. Neuse is bebloed. Party ons van die veld af met beserings, verbande om die koppe. En dan sê die skoor op die ou einde 0-0. Dis nou vir my doelloos. Ek bedoel jy voel gerop as dit gebeur, né? As jy nou in die skare was. Dit voel asof jy's besteel. En ek dink dat hierdie twee spelle is amper die enigstes. Jy kan seker hokkie bygooi, né? Waar jy kan eindig met 'n 0. Ek weet nie of ander spelle jy kan eindig met 'n 0 nie. Dalk kan jy aan een dink. Maar jy kan nie in tennis of atletiek of in of in cricket nie. En die ding van doelloos as jy dink aan hierdie prentjie, vir hierdie metafoor, jy weet, dan is dit eintlik doelloos is eintlik pynlik. Want niemand wen wanneer niemand wen nie. En niemand baat deur so lewe nie. Wanneer ons doelloos is, dan leef ons eintlik net van dag tot dag. En iemand maak die opmerking vanoggend, jy weet dat wanneer ons doelloos leef, dan survive ons net. Ons leef eintlik net van dag tot dag, ons leef van naweek tot naweek. Ons lewe van iets wat ek geniet, na die volgende ding wat ek geniet. Ek sien nou uit na daai ding. Jy weet, oor 2 maande gaan ons Kalahari toe. En ek kan nie wag nie. Maar wat van nou? Doelloos is wanneer ons probeer lewe net van ervaring tot ervaring. En eintlik in ons omgewing waarin ons leef, maak ons nie 'n verskil nie. En die Here het ons geroep om in die omgewing waarin ons is, om 'n verskil te maak. Ons praat baie van om 'n impak te maak, weet as gemeente en dalk is jy op daai plek waar jy dink die gemeente gaan die impak maak, maar ek weet nie waar is my plek in daai nie. En die Here het 'n spesifieke plek vir jou om 'n impak te maak as deel van sy liggaam, sy huis, sy familie, sy koninkryk, sy kampus, sy kerk. Het die Here vir jou iets baie spesifieks om te doen en dat jy iemand sal wees wat verstaan wat dit is om te lewe met 'n doel. En dat jy nie net sal besig wees met die verkeerde goed nie, maar dat jy sal verstaan wat is dit om besig te wees met jou doel en hoe kan jy dit ontwikkel. 'n Doellose lewe, as ek dit in 3 metafore vir jou kan gee, is wanneer ons praat van 'n huisbak. En 'n huisbak gaan op, maar niemand klim uit nie. Nie by een van daai vloere nie. Of wanneer ons sê dat die ligte is aan, hè, maar niemand is tuis nie. 'n Doellose lewe is om die punt te mis. Is om die punt te mis. En as ek jou vra, of as mense jou vra, wat doen jy? Wat is jou antwoord? Wat is jou antwoord wanneer mense met jou praat? Jy weet, baie keer vra mense vir ons, wat doen jy? Dis mos daai conversation starter. Jy ontmoet iemand hier by die braai, of iemand stel jou voor aan iemand en jy, wat doen jy? En wat antwoord ons gewoonlik? Ons antwoord gewoonlik die rol wat ons vervul. Ons antwoord gewoonlik die werk wat ek het. En jy weet, ek is 'n juffrou, of ek is 'n huisvrou, of ek is 'n ingenieur, of ek het 'n ontwikkelaarsmaatskappy, of weet ek is 'n besigheidsman. Party mense sê mos, ag ek doen so 'n bietjie iets van alles. Terwyl eintlik is die vraag en die antwoord wat ons moet hê is, hoe maak jou lewe 'n verskil in die lewe om jou? Hoe maak jou lewe verskil in ander mense se lewens? Nou as jy nie weet hoe om te antwoord en jy weet jy soek dalk 'n paar antwoorde, dan kan ek jou help met 'n paar antwoorde. Ek het so 'n bietjie gaan soek na goeie antwoorde op hierdie vraag. En Google is mos baie slim. En Google sê toe die volgende vir jou. 'n Goeie doel wat jy dalk kan nastreef as iemand dalk vir jou vra en jy wil nou 'n lekker antwoord gee is, man, hoe om sjokolade te eet sonder om skuldig te voel. Dis dalk jou doel. Of hoe om te ontdek hoe om uit die bed uit te klim sonder om die snoesknoppie te druk. Of nee, 'n doel is om elke gee roomys ten minste 1 keer in jou lewe te eet.
Ek eet nie roomys nie, so ek weet nie daai ene nie. As ons 'n verskil net kan tref tussen hierdie twee goeters. Want ek dink baie van ons sukkel daarmee en dit is dat daar's 'n verskil tussen die rolle wat ons vervul en die doel wat ons het in die lewe. En dat my rol in die lewe, die goed wat ek het, wat ek doen, is belangrik. Maar doelloos is om nie te besef dat God het 'n plan vir my lewe en dat God kom en hy wil my bemagtig om 'n impak te maak in die omgewing waar ek is. So ek het so 'n bietjie gaan kyk net na 'n bietjie gaan dink oor wat veroorsaak 'n doellose lewe. En ek het so 'n paar punte net uitgehaal vir ons om vanoggend 'n bietjie oor te dink. En ons te help om uit te vind wat is die goed wat my keer om te lewe in hierdie doel en in hierdie plan wat God het vir my lewe. En die eerste ene is wat 'n doellose lewe veroorsaak is wanneer ek my plan bo God se plan sit. Wanneer my plan, ek het 'n plan. En dis die plan wat ek gaan lewe. Dis die plan waarin ek my tyd sit, waarin ek my talent sit, waarin ek wat ek het sit. Ek sit my lewe daarin. En dis 'n lewe waarin ek eintlik myself bevredig, waar ek eintlik myself bevoordeel, waar ek eintlik besig is om iets te doen wat ek later net gaan uitvind. Dit is nie dit nie. Ek gaan maar net moeg raak. In Spreuke 19 vers 21 staan daar die volgende. Baie is die plan, dit staan in Engels. Many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord that will stand. As ek baie keer met jong mense praat, dan het hulle baie planne. Jy het allerlei idees en dan waar kom hierdie planne vandaan? Want jy het dit ergens gesien by iemand. Jy weet daar was 'n brandweerkar by die skool gewees en nou wil almal 'n brandweerman word. Jou oom is 'n PH, jy was op die plaas, jy het gejag en jy wil ook 'n PH wees. Jy sien sy lewe en jy dink dit is dit. In my wêreld was baie van my vriende se paas dokters gewees. Wat het Marius geword? 'n Tandarts. Dit was my wêreld. Dis wat ek gesien het. Dis wat die prentjie was en dis nie verkeerd om ergens te begin met ons beroep nie. Ons moet iets doen, maar baie keer volg ons in daai ding en dan word daai ding wat die rol wat ek vervul, sien ek eintlik as my doel. Maar ek het nooit by God gehoor, wat is dit wat sy plan is vir my lewe nie. En ek is besig eintlik net met my eie plan. En daarom glo ek is dit so belangrik vir ons as ouers en kinders om met mekaar in gesprek te wees oor die toekoms, oor ons lewe. Oor hoe vat ek die volgende stap? Hoe lyk dit na skool? Dit was my so lekker dat ek met een van julle kinders hier in die gemeente gepraat het. Vrydag het ek 'n lekker gesprek gehad met 'n jong man, jy weet oor die toekoms, oor hoe lyk dit na skool? Wat is die opsies? Maar die hele tyd sit ek daar en ek weet die gesprek oor doel is eintlik 'n gesprek wat ons moet hê. Die gesprek oor wat is dit wat jy voel die Here sê met jy met jou lewe doen? Maar ek het geweet is nog nie die oomblik nie, want dit was 'n eerste gesprek net oor wat doen ons na skool. Die tweede ding wat 'n doellose lewe veroorsaak is wanneer ek die wêreld se plan vir my lewe volg. Wie van julle kan saamstem dat die wêreld kan ons nogal besig hou? Ek onthou so goed 'n paar jaar gelede, was 'n hele paar jaar gelede, want ons het nog almal toe koerant gelees. Dit was lank terug, né? En ek onthou, ek het die rapport gekoop die Sondag en ek het die rapport so oopgemaak en op die middelblad. En die hele middelblad was so van Januarie tot Desember was al die groot sportgeleenthede op. En ek onthou die Dakar is mos Januarie, né manne? Ons daai. En ons mis nie daai nie. En dan gaan hy aan werk hy om hier deur en gaan hy deur die Australiese ope tennis is mos nou net daarna. Dan werk hy om so hier deur en dan ergens dan kom die Franse of die Tour de France. Dis fietsry. En dan is dit die Franse ope en dan is dit Wimbledon. En dan werk hom so deur die Springbokke se toetse en dan eindig hy mos met die Nedbank Golf Challenge. En ek kyk dit so en ek dink Jessie, maar hierdie gaan 'n besige jaar wees. Want van daai goed het ek gekyk, maar toe begin ek hulle aan mekaar sit te besef ek, maar ek hou van die en van daai en van die en ek besef net, maar ek kan nie dit doen nie. Wêreld het 'n manier om my en jou in te trek. Vandag is dit
Jy weet, Netflix, Prime, Disney, die DStv was vir 'n lang tyd mos iets, en al die sportkanale. Maar daar's nou soveel opsies daar buite. Daar's soveel realiteits-TV's. Ek bedoel, daar's nie net nou een binnelanders nie, hy's nou in elke taal. Dis al verskillende soortgelyke goeders, en dit sal vir ons vir ewig besig hou. Die wêreld het 'n plan om my en jou besig te hou. Dan praat ek nie eens van die ratreis nie. Praat nie eens van die wêreld waarin jy werk nie. Die wêreld waarin ons vandag werk het 'n amazing manier om ons in te sluk, want baie van ons werk vandag 'n werk wat jy eintlik te doen het met die Amerikaners en met die Arabiere, né? En die werk op hulle ure. En die werk in die nagte. Lyk of jy iemand hier is wat so werk het nie. Maar ek weet in die kringe waarin ek beweeg is al verskriklik baie mans en dames wat werk met mense in rondom ander ure, want dit is ander lande. 7-8 ure verskil met Amerika. En hulle vra van jou, sommige van die werke, jy moet 24 uur aan diens wees. En die wortel wat jy het saam met daai werk is so groot en so mooi dat jy kan nie dit doen nie. Dit trek jou in en jy moet altyd oral beskikbaar hê. En dit hou jou weg daarvan om te kan aandag gee, en te kan tyd sit en te kan ek het so gehou van wat die aanbiddingspan vanoggend kom doen het om net te sê kom ons pause net. En ek glo die Here wil hê ons moet 'n bietjie pause oor waar staan ek ten opsigte van my lewe? Want my lewe is nie net vir my nie. My lewe is nie net vir my gesin nie. My lewe is nie net vir my besigheid nie. Die Here kom en gee vir jou die lewe. En die Here het 'n amazing plan met jou lewe. Terwyl al daai rol en verantwoordelikhede is deel van jou lewe. Maar dis nie die lewe wat hy vir jou kom gee nie. Sien, die Here Jesus het vir my en jou 'n ware lewe kom gee. Die woord praat van die ware lewe. Dat ons in daai lewe sal stap en dat ons sal verstaan wie is ek, hoe in hierdie lewe, wat is dit wat ek doen en hoekom doen ek dit? Iets wat my nog hou daarvan om my doel te vind en aan te lewe is die probleme en die challenges wat ons het elke dag. Daar's soveel slegte nuus. Daar's soveel goed wat gebeur in my besigheid. Daar's soveel uitdagings en dit kan ons so besig hou. En die Here sê vir ons in die woord, julle sal baie uitdagings hê. Julle sal deur baie goeters gaan en dan sê hy, maar is goed vir julle. Dit gaan jou sterk maak. Dit gaan jou uiter vermoë leer. Dit gaan jou leer om te vertrou op my. Dis altyd daar. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Hoe word ek verander in my gedagtes en my gemoed? Ek gee myself vir die Here, gee myself vir die Heilige Gees. Ek moet tyd en spasie, ek moet spasie, ek wil nou sê margins in my lewe inbou. Om tyd te kan gee dat die Here kan kom met die Heilige Gees en die Heilige Gees kom bemagtig my. Die Heilige Gees kom werk in my. Die Heilige Gees vat die woord van God. Die Heilige Gees kom vat die woord oor my. Die Heilige Gees kom maak hierdie waarhede en God se liefde en God se inspraak in my lewe vas en ek maak dit vas in my hart. Maar ek moet dit vir hom gee en laat hy kan kom. Ek moenie aan die wêreld gelykvormig raak waar ek so besig raak en ek leef en werk net soos die wêreld. En ek is eintlik in dieselfde patroon vasgevang. En ek kan nie toelaat dat God kom en hy kan in my kom sy volmaakte welgevallige wil kom losmaak nie. Ek het reeds genoem dat wanneer ek dink dat my rolle is my doel, dan kan ek my doel mis. As jy 'n ouer is of 'n huweliksmaat is, man, vrou, 'n broodwinner, 'n werkgewer, werknemer, al daai goed ouens is belangrik. Rolle is wat jy doen. Jou doel is hoekom jy dit doen. Is om dit uit te vind. Ek sit en gesels in die week met 'n besigheidsman wat ontdek het wat sy doel is. Hy's 'n bestuurder van 'n of ander motormaatskappy wat parte en goeder doen. En gesels met hom oor sy werk en hy vertel vir my hoe hy ontdek het dat die Here het hom sy doel en sy passie is in jong mense. En hoe hy in jong mense se lewens belê. Ek vra vir hom wat is
Wat vir jou is dit wat mense weghou daarvan om dit te ontdek wat jy ontdek het? En hy sê, die opoffering is te groot. Dat mense baie keer nie die doel van die Here volg, want die opoffering is te groot. 'n Doelgerigte lewe vat opoffering. Efesiërs 2 vers 10 sê vir ons, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hy het ons geskep om ons lewe daaraan te wy. So 'n laaste punt net, wat ons kan weghou van God se doel in ons lewe af is ongeloof. Dat ek en jy kan nie God vertrou vir dit wat ek nodig het in die lewe en wat my rolle is, en dat ek dit sal kan vervul, en dat ek my doel kan uitleef nie. Dat ek eintlik begin om dan ander goed te aanbid, in plaas van om die Here te aanbid met my hele lewe, en dat sy doel deur my gelewe kan word. Jesus aarde kom, toe kom hy vir 'n doel aarde. En van die goed wat ons sien wat hy doen is, vroeg daar in Matteus 4, kom Jesus en hy sê vir sy disippels, volg my. En hy sê baie gou, baie vroeg sê hy vir hulle, omdat hulle vissermanne was, sê hy vir hulle, en ek gaan julle vissers van mense maak. Hy gee vir hulle die prentjie, gaan hulle vissers van mense maak. Maar het hy hulle onmiddellik, nadat hy dit gesê het, gelos, dat hulle met nou hierdie ding gaan uitfigure en gaan doen. Wat doen hy? Hy gee vir hulle sy droom en sy doel oor hulle. En vir die volgende 2 tot 3 jaar, stap hy in 'n intieme verhouding met hulle. Hy wys hulle en hulle leer en hulle sien hoe lyk dit wat hy gesê het, want dit maak nie sin, vissers van mense. Hoe lyk dit in daai oomblik? En oor 2-3 jaar breek hy vir hulle deur sy lewe en deur sy voorbeeld dit oop. En toe gee hy vir hulle die Heilige Gees, en die dag toe die Heilige Gees kom, toe kom bekragtig die Heilige Gees, en hy kom bevestig hierdie woord van Jesus, en in die volgende oomblik ontstaan daar hierdie kerk, en elke ene begin leef in sy doel. God gee vir ons die Heilige Gees, wat ons help, om in hierdie doel te leef. Dat ek en jy sal leef met hierdie roeping in ons lewe, waar ons weet, God is by my, en hy maak dit vir my moontlik om dit te doen. En byna alle gelowiges, wat in die kerk is, weet hoe belangrik dit is vir die Here, dat ons na mense toe sal gaan, en dat ons mense sal gaan bereik, en dat ons mense sal help om hierdie liefde van die Vader te ontdek, en dat hulle ook daarin sal stap en daarin sal wandel, maar hoeveel gelowiges in die kerk vandag, dis skrikwekkend om te weet, hoe min mense is besig om dit te doen. Want mense voel nie bemagtig nie. Mense voel dat hulle weet nie hoe altyd nie, en hulle is nie bereid om dit prakties te gaan uitleef elke dag. Hierdie hart en hierdie droom van die Vader wat hy in hulle kom sit nie. Dat ons nie altyd weet hoe om iemand te lei, om op 'n plek van oorgawe te kom en saam met hulle te bid nie. En in Psalm 51 sien ons Dawid. Julle ken die storie van Dawid, hy gou kan opsom waar ons hier is. In Psalm 51 is die profeet Nathan het na Dawid toe gekom nadat hy gesondig het. Hy het 'n vrou gevat van 'n man, hy het die man laat doodmaak, en hy het hierdie sonde gepleeg, en hy's hierdie koning, en hy's God se keuse. En God het 'n roeping op sy lewe. En Nathan kom praat met hom, en Dawid skryf hierdie Psalm. Want Dawid kom tot bekering. En ons sien hoe hy tot inkering kom, en daar's 3 elemente in sy lewe wat tot inkeer eintlik kom, wat tot 'n verandering kom, en hierdie 3 elemente is goed waaruit ons kan leer. Ons noem dit die ABC's. En die ABC's kan ons help om in hierdie nuwe lewe te kan leef, maar ook ander mense te kan help in dit leef. Die eerste een is awareness, en die tweede een is belief, en die derde een is confession. Is 'n bewustheid, geloof en erkenning. En wanneer ons praat van awareness, ek en jy kom tot awareness, wanneer iemand kom tot 'n geloof, dan gebeur dit dat ek en jy kom na mense toe, en wat ons baie keer fout maak, is ons wil mense kom wys op hulle sonde. Maar wanneer ek en jy kom en ons bring awareness in mense se lewe, ons bring bewustheid, dan bring ons nie 'n bewustheid van hulle sonde nie.
is so belangrik dat ek en jy sal leer dat God wil nie mense bewus maak van 'n sonde. God wil mense bewus maak van sy oorspronklike plan met hulle lewe. Dat 'n vader het 'n behoefte aan sy kinders. En dat hy het 'n amazing plan en 'n doel vir hulle lewe. En dat God kom en deur Jesus Christus kom, gee hy hulle die kapasiteit dat hulle kan gered word. Dat hulle kan glo. Ek dink een van die belangrikste goeders wanneer mense bewus word, is dat hulle word bewus dat hulle op 'n oomblik glad nie leef in die realiteit van hoe God hulle sien en wat God se droom oor hulle is nie, wat God se hart is nie. Ek en jy maak mense bewus van wat is God se hart en wat het hy vir hulle. En die tweede ding is belief, geloof. Weet, geloof in Jesus is die sleutel tot God se genade. En God se genade dink ons baie aan, dit is dat God vir my dit kom gee wat ek nie verdien nie. Ons weet dit is die beskrywing daarvan. Genade is om dit te ontvang wat ek nie verdien het nie. En dit wat ek verdien om dit nie te ontvang nie. Ek verdien die dood. Maar ek kry die lewe. Maar wanneer God kom en hy kom gee vir iemand genade omdat hy glo, is dat hy kom bemagtig iemand. Hy kom gee vir hom die krag, hy kom gee vir hom alles wat hy nodig het om te kan leef in God se droom. Dis wat genade beteken. Die woord sê vir ons dat God se genade is genoeg vir ons. God se genade bemagtig ons om heeltemal te leef in die plek wat God vir ons het, naamlik in 'n verhouding met hom. Maar dit gebeur deur Jesus Christus. Niemand kom na hom sonder die Vader nie. En dit is belangrik dat ek en jy hierdie storie van Jesus se offer vir mense kan vertel vir hulle. En dat ons hulle kan help, dat hulle kan kom tot 'n geloof vir hom of vir haar. En dan kom erkenning en confession, wat seker die belangrikste ding is wat ons in mense se lewe wil vasmaak. Dat mense sal hierdie ding verstaan van hulle identiteit. Dit is die kragtigste deel van 'n gelowige se lewe, is dat ek verstaan wie het ek geword in Jesus Christus. En ek en jy help mense met dit. Dat ons mense wat tot bekering kom kan help, wat is hulle stand en wat is hulle wandel? Dat hulle in Christus, dat hulle nou geregverdig is. Dat hulle nou op hierdie plek is van heiligheid en God se teenwoordigheid. En dat ons hulle leer, hoe lyk hierdie wandel in Christus? Dat ek is nie meer 'n sondaar nie, maar ek is 'n seun, ek is 'n kind van God. Ek is nie meer 'n slaaf nie, ek is 'n vry man. Ek is nie meer verlore nie, maar ek is gered. En ek is nie meer doelloos nie, maar ek is doelgerig, ek is geroep en ek is bemagtig om te gaan lewe hoe God wil hê ek moet lewe. Wanneer ek en jy dit na mense toe vat, dan lewe ons so doelgerig, julle. So doelgerig. En die musiekspan kan opkom. En ek wil vanoggend saam met jou bid. En ek glo dat die Heilige Gees praat in harte hier vanoggend rondom ons doel. Ek glo dat die Heilige Gees maak iets wakker vanoggend in harte hier, waar jy kan erken, Here, maar ek beleef dat ek leef nie in u doel vir my lewe nie. En ek wil saam met jou bid vanoggend, en ek wil saam met jou die Here vertrou vanoggend, dat die Here in jou hart sal kom, wakker maak hierdie begeerte, om by hom te kan hoor, Here, waarvoor het u my gemaak? Dis vir my die grootste voorreg persoonlik, om te kom uit 'n plek waar ek 'n rol vervul het in die lewe, waar ek 'n sekere funksie vervul het, in 'n sekere werk, en ek vandag nog steeds 'n sekere funksie vervul in my werk, binne in die span waar ons is, en ek het 'n spesifieke posisie in die span, ek het 'n sekere rol in die span, dis opgeskryf, dis op leers, en op leersbord op my rekenaar, en ek moet dit kan uithaal, en al die verskillende pligte wat ek het, is alles daar. Maar hierdie een ding is hoekom ek lewe. My doel is om mense te help om die lewe wat Christus vir hulle behaal het, om daai lewe te ontdek en daarin te lewe. En hoe om daarin te lewe. En dalk sit jy hier vanoggend en is regtig onseker.
Jy het 'n begeerte om in die doel wat God vir jou lewe het, te kan lewe elke dag. Om dit te kan spreek. Om te kan glo. Om te kan weet hoekom jy opstaan. En terwyl jy al die ander goeders doen wat jy moet doen, dat jy weet hierdie ding, as dat terwyl ek daai goeders doen, is hierdie ding die ding wat deur elkeen van daai vloei. Dit vloei na my kinders toe, dit vloei na my vrou toe, dit vloei na my mense in my span om my toe, dit vloei na elke persoon wat ek geleentheid het mee om te werk in prosesse deur die week. En my hoop is dat dit vandag hier ook vloei. Kom ons staan.